My boodskap vanmôre. En die tema van my boodskap vanmôre is: waar bevind jy jouself? Genesis 3 vers 7 tot 9 sê die woord vir ons: toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle sporte gemaak. Van wie praat ek nou? Adam en Eva. En hulle het die stem van die Here gehoor terwyl hy wandel in die tuin. In die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: waar is jy? In die week, ek wil dit noem, ek bevestig ek klaar met my woord, ek sit en berei die woord voor, en my oudste kleindogter, Tonika, kom na my toe, sy sê: oupa, wat doen jy nou? Ek sê, ek doen my die woord, sy sê: preek maar oupa Sondag. Ja, wat is oupa se tema? Ek sê, wat wil jy voorweer? En jy besoeker en skieurig is, ek sê vir haar: waar bevind jy jouself? Sy kyk my so snaaks en dit was die kinders het ons sê pa uitdrukking. Waar is jy? Dis ek dankie oupa, sê hoor. En die volgende aand kom my dogter Bianca na my toe. En ek in die sitkamer en ons gesels lekker oor die woord van die Here. Ons praat van die eindtyd wat nog kom. Sy sê sit in die boek van Openbaring. En om net te kyk, waar is ons nou? Waar lê ons? Wat sê die profesies en al die dinge? As 'n paar dinge ons gebeur die laaste tyd. Die Here sou gekom en hy het gekom nie, hoe ook al mense gebruik maar hulle luister beteken nie altyd reg nie, maar in elk geval, so aan en ons praat, en sy gaan huis toe, ons het nou klaar lekker 'n teekie en 'n koffie gedrink, en sy gaan huis toe, en sy kom by die huis, sy is besig aan die sitkamer, in die kombuis, en sy sê vir Sjoe: waar is jy? En sy gaan na by Tonika: waar is jy? En sy gaan na by Jannie en sê: waar is jy? En ons het al gepraat en Jenica sê vir haar ma, sy sê: mamma, en oupa na sy boodskap, sy tema vir jou gee. Sy sê: ons het gepraat oor die eindtyd. Lekker die gees daar gevat, nee. Die Here sê ons moes dit een gees deur tonge. En sy kom as sy sê: pa, waarom preek pa Bianca? Sy is opgewonde. Ek sê: waar is jy? Yes. En dit vra God vanoggend vir jou: waar is jy? Wie het al verdwaal? Het jy presies gery volgens die instruksies? Nee, so lekker om te verdwaal. Ek praat nou voordat ons op Google Maps gehad het en die nuutste Waze, dis ons Waze. Draai, verduidelik met jou by die tweede stop links na die bult is daar 'n groot boom, dan moet jy regs draai en dan by die vierde pad weer regs. Ek kan onthou hoe mense vir jou verduidelik om uit te kom. So werk ek. Ek is besig om telefoonlyne reg te maak, want dan gaan dit is nou baie jare terug. Ek vergeet hoe lank terug, dit is 40 jaar. Maar op kies jy oud nie hoor. Maar op hierdie grondpaaie waar ek ry, bel ek nou die kliënt en vra vir: hoe kom ek nou by jou plek uit? Ek het nou 'n mapboekie, maar dis plot. Jy weet mos met plaas jy plot al nommers, jy weet nie waar jy is nie. Jy's daar in die grondpaaie in. En ek bel vir die kliënt en sy sê dit is plot nommer 8. Geen straatname nie. Die kliënt verduidelik vir my so en so en so. Hy sê as jy die bult afkom, dan sal jy sien voor in my voor by die hek staan daar 'n donkie. Okay, nou ry ek. Bult af, ek sien geen donkie nie. En uiteindelik ten laaste na kom gebel, hy kom sy na my, hy sê dis wat ek sien, nou waar is die donkie? O, hy het seker weer gaan deur op 'n ander plek. Maar in elk geval,
Weet jy, en so kan ons verdwaal mens, jy is net op op plekke waar jy net nie kan uitkom waar jy is nie, want jy is nou regtig net nie daar nie, dit is vreeslik verdwaal eindig. En weet jy, ons weet almal vanmôre, ons is besig met 'n geestelike wedloop, en daar is 'n navigasiekaart, 'n mapboek beskikbaar vir jou en vir my op hierdie lewenspad. Die kragtige, lewende en skerp woord van God. Sodat ek en jy veilig en effektief Roan by ons bestemming kom. Hoor die mense, wat 'n feit is bo water, wat werklik waar is, die koms van die Here is baie naby. Yes. En tyd verspeel is verby. Daar is net nie meer tyd om te doen wat jy wil nie. Wat ek wil sê, hierdie woord sê vir ons is 'n mapboek. Jy moet hom lees om te sien wat jy moet doen. Hy sê bepeins dit nag en dag kom, Lisel, sodat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Noukeurig. Hy sê jy moet gaan lees. Wat moet jy doen? Moenie luister na so en so pastoor nie. Moenie luister na so en so priester nie. Moenie luister na die paus nie. As hy nie kan chapter en verse en vir jou sê daar staan geskrywe nie, dan jy sê dis 'n leuen van God. Jy moenie luister nie. Ja, nee. Ja, dit was. Alleen dat die woord van God moet jy optel om te studeer. As jy nie verstaan nie, vra 'n bietjie. Hierdie skrif nie gelees. Gaan vat 'n Engelse Bybel. Shane bel my. Nou daar's 'n paar Afrikaanse daar moeder. Ek sê Shane vat die nuwe vertaling. Kyk net hoe wat jy beter gedink. Vat die Engelse woord. Sit dit bymekaar en jy kan sien wat hy eintlik vir jou daar sê. Maar ek wil vir julle vanmôre sê, jy moet op die regte pad, die regte plek, in die regte rigting ingaan volgens wat in God se woord geskrywe staan. Amen. So wil ek vir julle vanmôre sê, bevind miljoene mense. Mense, ek sê nou vir julle, nie net sekere, net 'n paar honderd nie. Miljoene mense hulle op die verkeerde pad en ons in die verkeerde rigting op pad. Hulle dink hulle is op pad jammer toe. Hulle is op pad verkeerde plek toe. Om te luister na mense en nie die woord self optel en onderstudeer. God vra jou vanmôre, waar is jy? Waar bevind jy jouself by ons? Sê woord nie vir ons in Spreuke 3:6, hy sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Yes. Ja. Bly op hierdie pad. Daar's baie afdraaipaaie, moenie die afdraaipad vat nie. Daar's baie dinge wat jou aandag gaan aftrek. Jy klim van hierdie pad af. Die wêreld roep jou, die roep jou, mense roep jou, kom doen die, kom doen daai. Jy klim van die pad af. Jy's op 'n dwaalweg. Jy's op die pad waar God wil jy moet wees nie. Hy vra jou, mens, waar is jy vanoggend? Is jy op die lewenspad? Is jy deur grond deur God? Het jy geluister na sy stem? Daarom wil ek jy vanmôre maan, kom jy, word weer stil met ou boodskappe voor jou. Kom jy by God uit, luister na sy stem en kom op die regte pad, dat jy uitkom daar waar jy moet uitkom. Hy sê, jy sal daar uitkom. Daar sal afgronde wees. Wat jy bekante was jy afgaan, as jy miskien by die afgrond af. Daar is slange, daar is skorpioene. Maar hy sê vir ons, ek gee vir die mag om slange en skorpioene te trap. Slange, skorpioene, demone, die duiwel. Hy sê in sy woord, hy sê, jy sal op hom trap. Wat lees ek Psalm 91? Hy sê, jy sal op die slang trap. Hy is om jou voete. Want jy het mag oor al die krag van die vyand, Lukas.
as jy nou keurig gaan na volgens die woord staan, then you will be in ons prosperous and successful. Ek is in Genesis. Ek het geluister na die slang. Nou het my oë oop gegaan. En ek het agtergekom, ek is naak. As jy woord verder gaan lees, dan sê, nou kruip Adam en Eva weg. Hulle bedek hulle naaktheid. Maar God weet alles. God sien alles. Nogtans vra hy vir die mens, waar is jy? Die volgende vers, wat het jy gedoen? Weet jy wat? Die mens was verdoem en hy was verbuiter uit die paradys uit. Hoor jy wat die woord van God vir ons sê? Hy sê vir ons, hulle is uitgewerp. Hulle kon nie meer teruggaan nie. Hulle het die engel gesit daar voor die hek. En hulle kon nie weer in die paradys ingaan nie. Maar ek kan vir jy vanmôre sê, dankie tog deur Jesus Christus, het ons weer toegang verkry om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan. Wat sê vir Johannes 1:8, hy sê, as ons sê ons die sonde nie mislei ons onsself en die waarheid is nie ons nie, maar hy sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou van al jou sondag te reinig en elke ongeregtigheid. Nee, te verwyder van jou af. Wat sê Efesiërs 2:13, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, ons was ver daar die sonde, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy het albei ingemaak deur die middelmuur van skeiding af te breek. Hoor wat sê die woord van God? Hy het die skeiding afgebreek. Kom, ek gaan vir jy nou kort lering gee. Hy sê vir ons in die woord, ons het 'n muur wat voor ons gelê het. Jy weet wat was daar die muur? Jy sal nie glo nie, dit was die wet. Hy sê die verder vers, hy sê, hierdie muur het afgebreek. Dan sê hy die volgende vers, naamlik die wet van die gebooie wat insettende verstaan. Kom, ek gee gou 'n kort teaching. Die wet was slegs gegee, as jy nie weet van dit nie, moes jy om die wet lewe. Nee, hy sê uit vir die Israel 613 wette gegee. Hoor jy, 613 wette, wat hulle striklik moes navolg. As hulle dit gedoen het nie, was hulle gestraf. Toe Jesus op die kruis sterf, het hy gemaak 'n einde aan die wet. Die muur van die wet afgebreek. Hoekom sê ek so? Romeine 10 vers 4 sê die woord van God vir ons duidelik dat hy sê vir ons, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Hoe wat sê die woord daar? Dis ja. Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur aan die kruis te sterf. Galasiërs 5 vers 14, hoor wat sê Galasiërs 5 vers 14 vir ons? Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Yep. Wow. 1 Korintiërs 13. Hoor wat sê Markus 12 vers 21, hy sê, hy vra vir die skrifleser, hy vra vir hulle, wat is die eerste van al die gebooie? Wat is die eerste van al die gebooie? Die Here jou God lief hê, jou laat en jou sien. Dis die tweede gedeelte van dit. Hy sê, luister mooi, hoe stukkie jy is daar. Hy sê vir ons, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit jou hele krag. Deuteronomium bevestig dat van Deuteronomium 6 vers 4, hy sê vir die volk Israel, julle moet hierdie moet jy op jou hart bind, moet jy op jou deurposte sit, dat die Here
is jaloes. Geen ander gode mag voor hom kom nie. Hy sê, ek is die enigste, daar is niemand soos ek nie. Woord, ek het Jesaja gedeel vat. Wie het gevoel, ek is terug by die woord, om weg te kry, omdat omstandighede my op 'n dwaalpad gelei het. Daar kan baie dinge wees wat jou nie al trek. Moontlik is dit 'n skeisaak, miskien dood, moontlik iemand wat naby aan jou is, wat jou verraai het, jou teleurgestel het, jou misbruik het, en dit het gemaak dat jy nou met frustrasie en bitterheid in jou hart sit. Hoor jy wat ek sê, mense? Hoe kan jy Pastor Pieter, hoe ons al preek, jy moet vergewe wat dit staan, want daai ding maak jou dood. Hy maak jou gees dood. Jy beteken niks vir God as jy nie kan vergewe nie. Hy sê, as jy nie jou broeder kan vergewe nie, dan kan jou Vader in die hemel jou ook nie vergewe nie. Amen. Baie belangrik. En die ding wat in jou hart saamdra, maak. Sy proef net glas met water en toe asseblief die pas kom. Net so enige ek soek 'n bietjie water om vir my hierso. En jy het jou vertroue verloor en geloof nie net in diegene wat jou seer gemaak het nie, maar ook in God. Is daar iets swaar is, vir my bring my koppies met water. Presies water. Ek soek 'n koppie met water. Dis op. Nee, ek soek 'n koppie met water. Of ja, daai botteltjie so reg. Jy sien daai ding wat jy saamdra, mense. Ek kan van 'n drink op net. Ja, skoon. Jy sien hierdie ding wat jy met jou saamdra. Hoe swaar is hierdie bottel met water? As jy 'n glas kos jy gesien het my staan gebring, hoe swaar is dit? 300. Hoe dink jy swaar is dit? 300. Ek wil nie sê dit maak nie saak hoe swaar dit is nie. As ek hier gaan staan en ek hou hom vas, na uur gaan hy dieselfde gewig wees. Hoekom nie? Nou gaan genoeg word. Hy gaan na daar wees. Maar hy gaan so min. As ek vir 3 uur hier gaan staan, gaan die botteltjie na daar wees. Dan word hy al swaarder. En jy kan hom nie ophou nie. Daai ding wat jy met jou saamdra, daai onvergeet, daai ding wat jy met jou saamdra, maak dat dit nader so las vir jou word, jy kan nie van hom ontslae raak nie. Hoe ek nie vanmôre sê. Hoe kan jy so van die water drink ook? Wie se water sê jy dit maak hom klap? Dit maak jou water meer koud. Sal opskryf. Dankie. Ek sal hom afbetaal. Ek vra jy vanmôre, waar is jy met jou verhouding met God? Waar is jy in jou gebedslewe? Waar is jy met jou tyd in God se teenwoordigheid? Waar is jy met jou betrokkenheid by die huis van die Here? Waar is jy met jou lewe om te lewe om God te behaag? Waar is jy? Op wie maak jy staat? Waar is jy om op die Here staat te maak en nie op ander nie? Waar is jy met jou toewyding aan God en sy wil in jou lewe? Is God regtig jou grootste begeerte en prioriteit? Jou nommer 1 in jou lewe? Geloof regtig? Regtig is God? Is Marie nommer 1 of sy nommer 2? Oh, sien maar, jy is dan maar nommer 2. Dit gaan maar so bly. En sy nog, is hy ook nommer 2. Is hy nommer 1. God moet jou nommer 1 prioriteit in jou lewe wees. Hoe wat skryf Paulus in die gemeente, hy sê in Filippense 3 vers 7, hy sê vir my wins was, dit ek om Christus wil skade geag. Ek ag alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drag beskou om Christus as wins te verkry.
Daai goed wat jy so oester, wat daai die Here moet jy partykie een kant toe sit. En daai ding is jou nommer 1 in jou lewe. God in jou lewe. Kry God jou lewe, die ander kan bygaan vir God. Hoor jy wat ek vir sê? Jy sien as jy Jesus volg en hom dien, dis ja, moet jy dit doen met oorgawe. Hoor jy Jos? Ja, dit kos in meeste gevalle 'n prys en opoffering. Die dinge wat jy mee besig is, moet jy prys gee, beteken meer tyd vir God, meer tyd in sy teenwoordigheid, meer tyd in sy woord, meer tyd in sy Bybelstudie, wat jy afgelope weke al vir julle gepreek en gesê, meer tyd in gebed, sodat jy kan geestelik groei. En raai wat? Daai ding wat jy doen, daardie gebed, daai ding wat jy doen, maak dat jy deposit in die hemel, waar jy enige loon gaan kry, nie hier. Hier gaan mense jou haat, terwille van die evangelie. Luister gou, ek vat hier gou net in 'n kort gedeelte, ek gaan nie lank besig hou nie. Ek wil hê net by daai plek kom en jy sê, Here, hier is ek. Ek wil op daai plek kom weet waar ek moet wees. 1 Konings 19 vers 19, lees ons Elia reis. Jy kan gelees gedeelte in 1 Konings 19 vers 19, hoor hierso, Elia reis, hy was 'n profeet. Hy het baie wonderwerke gedoen, as jy gaan kyk, en hy kom by Elisa. Want Elia het nou net die Baalse profete verslaan, hy het gevlug op by die berg, hy het gaan luister vir God, en hier sê hy op reis. En hier kry hy vir Elisa, hy is besig om te ploeg met 24 osse. 24 os hier voor die pad, want daar in die ou daai het nie masjiene gehad, daar het nie motors gehad nie. En ons hy os voor hy ploegskaar en hy os het geloop. So as jy kyk dan 'n ryk man of hier is 'n ryk man was, hy is besig om te ploeg 24 osse. En Elisa kom verby en hy gooi sy mantel, hy gooi sy mantel op Elisa. Hoe wil ek vir sê? Hy gooi op Elisa, ja. Daarna ploeg Elisa nie verder. Hy stop net daar. Die stem van God gehoor, het jy geroep. Hy stop net daar, wat sê hy? Hy gaan na sy ouers toe. Hy sê, ek groet julle nou. Ek volg nou vir hierdie man van God volg. Hy vat, luister, roon jy nie dan hoor. Hy vat al sy ploegskaar, al sy ander goed waarmee hy nou 'n lewe gemaak het. Hy kap het op by maak 'n vuur met daai goeders. Hy vat sy osse. Kom, hy slag al 24 van hulle. Net daar. Hy sê, mooi en sê ons hou van partytjie, lekker party, hè. Ons het 'n lekker braai. Hy gee vir almal kos. En mens jy vir baie gee, maar met 24 osse kan jy vir 'n hy los niks agter nie. Dis net as jy Jesus volg, daai ding jy vas, jy moet op een kant toe sit. Daai ding hou jou vas. Los hom. Volg Jesus. En daarna kyk jy wat is nodig. Wat ek nodig het, ek kan dit en dit kan ek saamvat. Hy stuur sy disipels en roep hulle stuur. Hy sê jy vat niks saam nie. Net op hy saam, nie nog ekstra skoene, nog klere. Jy gaan, nou gaan werk jy vir God. Ons is te gemaklik. As hierdie roep dink ek hou maar net vir die keis dan nie uitwerk nie. Nou op my huis ek hou nog. Nee, daai man het geglo God roep hom, hy moet gaan doen. En hy gaan en hy volg hom. En wat ek vir vanmôre moet sê, jy moet daai ding wat jou vashou, daai 2 keer terug hoekal, daai verslawing, daai ding in jou lewe, hou jou vas, en jy kom uit by dit wat God wil hê, jy moet doen nie, want God deel nie sy heerlikheid met geen ander nie. Hy sê jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Netjie. Amen. Slaap jy? Daai is niks nie genoeg. Maar in elk geval die Here sê daai ding hou jou vas, dat jy nie kan geestelik groei. Geestelik groei.
Wat sê Filippense 3 vers 14, jy weet, ek sê altyd daai skrif, ek hou van, wie kan nou al vir my sê? Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet dit wat agter is, ek strek my uit wat na voor is, en wat doen ek dan? Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die oorroeping van God in Christus Jesus. Sê vir jou langs jy, daar's meer. Sê vir, daar's meer. As jy jouself vir God gee, ek wil ook soos die hou fysiek is, maar ek wil ook nie daar moet lewe, dit moet gebeur, dit alles moet gebeur, maar ons kom nie by die plek, waar ons hierdie vlee is, om in die pad uit sit nie, alles op die altaar sit, en sê, Here, hier is ek kan bid nie, gebruik my as 'n werktuig, skoon, sonder enige aanpaksels, sonder enige verslawing, sonder enige dinge wat my vashou, en ek kom uit, maar hy roeping, waar God jou geroep het, dan kan jy luister, dan kan jy soos Paulus, soos Johannes en Petrus, Petrus Johannes, by die tempel kom, en daar's 'n man wat jy kan loop nie, ek het nie goud en silwer nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus, staan op en loop. Nee, dan kan jy dit nie. Hoor jy? Ek hoor Sint by die week, dat ek daarby kom, hy sê, pa, ek sê dat een man, hy bring die woord, hy bring vir ons vra, hy praat die woord met soveel krag, autoriteit, met soveel insig, hy breek, hy staan daar, hy wil nog van iets sê, hy kan niks sê nie, maar die woord van God praat, en hy praat sens, en hy praat die kennis van God, hy praat die woord van God, wat hy sê, as jy die woord spreek, sal hy nie ledig terugkeer nie. Kom, krag van God, kom van die woord, sny hom in daai ding in, dat dit op jou pad staan, van die woord, lees hom maak oop, en sny daai ding, hy sê, dis 'n skerp swaard, tweesnydend skerper, en hy sê, dit dring deur tot jou siel, tot jou gees, tot jou gewrigte, jou murg, jou vlees, en is 'n beoordelaar van die gedagtes van jou, jou hart. Hier is die woord nou. Moet hom lees. Jy moet weet die is by die regte plek. Ek strek my uit na wat voor is en kom uit waar God my wil hê. Waar is jy? Kom ons doen weer vanoggend introspeksie. Ja, dis introspeksie. En kyk na jouself, na die ou wat. Wat is jou skuld? Nee, dis jou skuld. Dis ek sien pad. Kom ons stop. Ek sien 'n groot woord, STOP, stop. Vir 'n oomblik. Beplan ons roete. En kom weer op die regte pad. Die glas is besig om uit te loop. In plaas daarvan om weg te kry, moet ons toelaat die Here ons weer aanraak en vry maak. Maak seker jy luister na God se stem en nie na negatiewe praatjies nie. Jy sien Adam en Eva uit weggekry en gesondig omdat hulle na die verkeerde stem geluister het. Die negatiewe praatjies van ander maak dat jy op die verkeerde pad beland. Gereeld die leer van sogenaamde slim en geleerde persone het jou op die verkeerde pad beland en jou moontlik is jy in verkeerde rigting. Wie het vir jou gesê jy is stupid? Huh? Wie? Ja. Wie het vir jou gesê jy is lelik? Ook sê. Wie het vir jou gesê jy is dom? Wie het vir jou gesê jy gaan altyd sukkel? Maar 'n paar partyke, nee. Wie het vir jou gesê jy sal gelukkig wees nie? Wie het vir jou gesê jy gaan altyd siek wees? Wie het vir jou gesê jy gaan nooit vorentoe in die lewe nie? Wie het vir jou gesê jy gaan nie weer 'n kans kry nie? Wie het vir jou gesê jy is heel verlore? Nee? En wat sê die woord van God vir ons? Dood
en lewe lê in die mag van die tronk. Dit wat hier spreek, ek is geseën. Ek is slim. Daardie 30 op my wiskundige ding gaan nou, hy gaan 80 word. Spreek lewe oor jou. Spreek, luister, priesters. En manne van julle huis, spreek lewe oor jou huis. Spreek lewe oor jou kinders. Spreek sommer lewe oor jou honde ook, en jou katte, en jou parakiet, en jou alles. Spreek het lewe. Psalm 119 vers 15 en 16 sê, ek wil u bevele oordink en op die paaie let. Ek sal my belustig in u insettende. U woord sal ek nie vergeet nie. Ek is baie naby klaar. Psalm 37 vers 3, luister gou hier, vertrou op die Here en doen wat goed is en bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Kom, ons verander ons fokuspunt. Ek kies, kom ons sê saam met my, ek gaan nou sê, as jy agter my aan, ek kies om God eerste te plaas in my lewe. Ek kies om God eerste te plaas in my lewe. Ek kies om ander te vergewe en aan te beweeg. Ek kies om ander te vergewe en aan te beweeg. Ek kies om God volkome in geloof te vertrou. Ek kies om God volkome in geloof te vertrou. Ek kies om die wedloop met integriteit. Ek kies om die wedloop met Integriteit en verantwoordelikheid te hard. Ek kies om eerlik te wees. Ek kies om eerlik te wees. Ek kies om weg te loop van die verkeerde. Ek kies om weg te loop van die verkeerde. En om God te behaag. Nou gaan ek vir nou praat ek weer net aan God. Luister nou. Ek kies om God se stem te hoor. Yes, En om te volg aan alles wat ek doen. Dan kom die storm van die lewe, die sterkpunt. Ek is geanker op die rots Christus. Ek sluit af met hierdie mooi skrifgedeelte. Romeine 8 vers 35 tot 39. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of swaard? Nee, soos geskryf is, om nie wil word ons hele dag gedood, ons gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge, jou laasweek, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Ons is meer as oorwinnaars, nee. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede die bose of magte die bose of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel my sal skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. Amen. Waar is jy? Waar bevind jy jouself?